Môre, dis Saterdag die 4de Julie en ek bid dat jy vandag sal weet dat God sien, selfs as niemand anders kyk nie. Gister het ons begin met Josef se verhaal in Potifar se huis. Nou vanoggend gaan ons aan in Genesis 39 vanaf vers 7 tot 18 en die titel van ons oordeenking is Wanneer niemand kyk nie. Nou soos ouer gewoonte wil ek afskop met 'n vraag vir jou en ek wil jou vandag iets vra wat reguit na jou karakter gaan kyk. 'n Baie eerlike vraag wat so mooi inpas in ons hedendaagse tyd. Wat keer jou om te sondig wanneer niemand kyk nie? Ek praat nie van die wet nie van jou reputasie nie eens waar 'n videokamera is nie. Wanneer jy alleen is, wanneer die versoeking daar is, wanneer niemand ooit daarvan sal weet nie, wat keer jou? Want wie jy is wanneer niemand kyk nie, is wie jy werklik is. En God sien ook wat niemand anders sien nie. Vir Josef was die antwoord baie duidelik, toe hy voor hierdie massiewe morele toets gestaan het. En ons gaan kyk presies hoe hy dit gesê het. Nou net 'n bietjie konteks. Josef is op die hoogtepunt van sy diensjare vir Potifar. Die Here is met hom. Hy het guns in die oë van Potifar. Alles wat hy doen, slaag hy met lof. En dan lees ons in Genesis 39 vers 7. Na hierdie dinge het die vrou van sy heer haar oë na Josef opgeslaan en gesê, kom hou gemeenskap met my. Die versoeking kom nie in 'n donker verlate steegie nie. Dit kom van binne die huis waar hy werk. En dit kom nie net een keer nie. In vers 10 staan daar geskrywe, sy het met Josef dag na dag gespreek. Dag na dag. Die versoeking het nooit opgehou nie, maar Josef ook nie. En kyk na wat Josef sê wanneer hy weier. In vers 9 staan daar geskrywe, en luister mooi na hierdie woorde. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Nie mense sal sien nie dit sal my loopbaan kos nie wat as Potifar sal uitvind nie. Sondig teen God. Josef se kompas is God, nie mense nie. Wanneer jy van sonde wegbly omdat mense kan sien, is dit bloot skaamte. Wanneer jy wegbly omdat God sien, dit is goddelike vrees. Josef het die regte kompas gehad. En dan kom die oomblik in vers 12. En daar staan geskrywe, toe gryp sy hom aan sy kleed en sê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en gevlug en na buite geloop. Hy probeer nie redeneer of debatteer nie. Hy verlaat die vertrek. Josef het dalk op daai oomblik sy kleed verloor, maar glad nie homself nie. Nou die woord vlug verskyn 3 keer in hierdie gedeelte, in vers 12, dan in vers 15, dan in vers 18. En die oorspronklike Hebreëse woord is nus. Dit beteken om weg te hardloop. Dis nie 'n geestelike oefening nie, dit is 'n fisieke aksie. En Paulus skryf eeue later in 1 Korintiërs 6 vers 18 vir ons, vlug vir die hoerery. En in 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid. Die Bybel sê nie staan en redeneer nie, die Bybel sê vlug. Jy veg nie teen hierdie sonde nie, jy hardloop vir jou lewe. Josef het dit in die praktyk gewys, lank voor Paulus dit neergeskryf het. Maar hier is die wonder van hierdie verhaal. Josef het gevlug van die sonde. Jesus het nie gevlug nie. Jesus het in die sonde ingeloop vir ons sonde, want hy het geen gehad nie, sodat ons wat almal in die morele modder gefaal het, skoon gewas kan word. Josef het sy kleed verloor en gevlug. Jesus het sy klere verloor aan die voet van die kruis, maar tog gelei en gebly vir my en jou ontwil. Josef is onskuldig in die tronk gegooi, en Jesus is onskuldig aan die kruis gesit. Maar dit is nie die einde nie. Net soos Josef uit die tronk verhoog is, so het Jesus opgestaan uit die graf en is hy verhoog. God gebruik 'n gebroke verhaal om 'n perfekte plan uit te voer. En hy gebruik jou ook, al het jy ook al 'n kleed verloor. Kom ons bid saam. Here onsse God, U is die God wat sien.
selfs wanneer niemand anders kyk nie. Ons bid vandag vir elkeen wat dag na dag worstel met 'n versoeking wat nie verdwyn nie. Vader, gee hulle die moed om te vlug, al kos dit hulle alles. Here, ons bid ook vir die wat reg gedoen het, maar tog in hulle tronk is, wat ly vir iets wat hulle nie gedoen het nie. Here, laat hulle ook weet, U is met hulle. Net soos U met Josef in die tronk was, is U by hulle. En dit is nie die einde van hulle verhaal nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Soms beteken integriteit dat jy iets wêrelds moet agterlos. Josef het sy kleed verloor, maar nie homself nie. En die Here was met hom, selfs in die tronk. As jy vandag voel soos iemand wat reg gedoen het, maar tog gestraf word, jy is nie alleen nie. God sien jou. God is by jou. Ek hoop jy het 'n geseënde Saterdag.